Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. 'n Man stap eendag deur 'n olifantkamp en hy let toe op dat die olifante nie in hokke aangehou word nie. Al wat hierdie olifante weerhou het om nie te ontsnap nie, was 'n dun touwtjie wat vasgemaak was om een van hulle pote. Soos wat die man na hierdie olifante gestaan en kyk het, was hy verstom oor hoekom hulle nie net hulle krag gebruik om die tou te breek nie. Hulle kon dit maklik gedoen het, maar in plaas daarvan het hulle nie eers probeer nie. Nuuskierig vra hy toe die persoon wat met die olifante werk, hoekom die olifante nie probeer ontsnap nie. En die man antwoord toe: toe hierdie olifante heelwat kleiner was hierdie selfde tou gebruik om hulle vas te maak, en op daardie stadium was die tou sterk genoeg dat hulle nie kon wegkom nie. En soos wat hulle groter geword het, is hulle gekondisioneer om te glo dat hulle nie kan losbreek nie. Hulle glo dat die tou hulle nog steeds vashou, en daarom probeer hulle nie eers om los te kom nie. Miskien is jy vandag soos een van hierdie olifante. Jy gaan deur die lewe en dink dat jy nie in staat is om iets te kan doen nie, net omdat jy in die verlede misluk het. Die vyand wil hê jy moet dit glo. Hoekom? Want hy's bang vir die alternatief. Stel jou 'n magdom van God se mense voor wat daarna streef om nuwe en wonderlike dinge in hierdie wêreld te doen, sonder vrees wat hulle terughou. God kan enige deur oopmaak en jou help om enigiets te bereik wat hy in jou hart plaas om te doen. Want 2 Korintiërs 3 vers 5 sê, ons bekwaamheid is uit God. Elke keer wat jy iets nuuts probeer, sal die vrees vir mislukking probeer insluim. As jy dit oorweeg om 'n nuwe werk te kry, of 'n nuwe verhouding te begin wat tot die huwelik kan lei, sal daar altyd daardie vrees wees dat jy dit sal opmors. Moenie rondsit en bang wees om iets nuuts te probeer, net omdat jy bekommerd is dat jy nie sal slaag nie. Dit is nie hoe God bedoel het jy jou lewe moet leef nie. Vrees vir mislukking sal jou keer om te word wie God bedoel het jy moet wees. Dit sal veroorsaak dat jy 'n lewe van spyt lei. Jy wil nie jou laaste dae spandeer deur by jouself te wonder, wat as ek maar net dit of dat gedoen het? Here, vandag gee ek my vrees vir mislukking oor aan U. Waar ek gestruikel het, help my om op te staan. Waar ek gevrees het, versterk my om vorentoe te beweeg. Laat geen terugslag in my lewe my definieer nie, maar verander elke uitdaging in 'n tree van geloof. In Jesus naam bid ek dit. Amen.